Het jy al ooit 'n Ethiopiër ontmoet? Ethiopië is 'n land in Afrika met 136 miljoen mense. Sowat 61% van hulle is Christene. Dit is meer as 80 miljoen mense in 'n land wat feitelik soos 'n Christen-eiland lê, omring deur 'n see van moslemlande. Net die ortodokse Koptiese kerk alleen tel al 10 miljoen lede. Waar kom hierdie Christendom vandaan? In Handelinge 8 vers 27 lees ons van 'n Ethiopiër wat in diens was van die Kandake. Dit is die titel vir die koningin of koninginmoeder van Ethiopië. Hierdie man was verantwoordelik vir haar hele skatkis, iets soos 'n minister van finansies, en waarskynlik ook oor die harem aangestel, daarom dat hy 'n eunuch gemaak is. Navorsers vermoed hy kon in diens van koningin Navidemak gestaan het, die monarg van Ethiopië, destyds ook Kus genoem, in die eerste helfte van die 1ste eeu. Wat interessant is dat hierdie hoë amptenaar uit 'n ver land moontlik reeds 'n Joodse proseliet was, of hy was op pad Jerusalem toe om een te word. Doch, volgens Deuteronomium 23 vers 1, mag geen eunuch in die gemeente van die Here inkom nie. Hy sou by die tempel kon aanbid, maar nooit werklik ingesluit word nie. Lukas vertel dat hy besig was om Jesaja 53 te lees, onder andere vers 7 en 8, 'n duidelike profesie oor die Messias. Hy vra vir Filippus, praat die profeet van homself of van iemand anders? En dan, daar in vers 35, begin Filippus juis by hierdie skrifgedeelte om die evangelie van Jesus aan hom te verkondig. Daar is nog iets mooi ook uit Jesaja. In hoofstuk 56 vers 3 tot 5 het God reeds vooruit beloof dat eunuchs wel toegang tot hom sal kry en dat hy vir hulle 'n teken en 'n erenaam in sy tempel sal gee. God self hef die wettiese uitsluiting op. Dit is nie die hooftema van Handelinge 8 nie, maar dit is wel nog 'n bewys. Die koninkryk van Jesus Christus, sy nuwe volk, sy liggaam, is oop vir almal. Die uitsluiting onder die ou verbond is deur God self opgehef. Iets wat Paulus later ook onder andere in Galasiërs 3 vers 28 beklemtoon. En wat Petrus self ook in Handelinge 10 vers 34 tot 35 besef. In Handelinge 8 sien ons hoe God die eerlike soeker tegemoet kom, selfs wanneer hy nie eers die regte vrae kan formuleer nie. Hierdie Ethiopiër het mag, rykdom en selfs godsdiens gehad, en tog besef hy, daar is 'n groot leemte, iemand wat hy nog nie ontmoet het nie. In God se volmaakte plan het hy reeds vooruit iemand gestuur om met hierdie soeker die regte gesprek op die regte tyd te voer. Filippus se getuienis lei daartoe dat hierdie internasionale amptenaar tot geloof kom en ingesluit word in die liggaam van Christus. Waarna soek jy tans? Dalk sonder dat jy presies weet wat. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u wonderlike goeie nuus evangelie, vir u genade, vir die ewige lewe wat vir almal beskikbaar is. Dankie dat ons ook kan hoor hoe dat u soekers tegemoet kom, elkeen van ons wat dalk nog na antwoorde soek, en dat u deur u alwysheid op die regte tyd die regte antwoord sal voorsien. Ons prys u daarvoor. Amen.